Hi mense, dis Japie hier so. Ek vat 'n kort breek gou van hierdie openbaring. Ek doen 'n video oor iets heeltemal anders. En hierdie ander tipe video's wat ek hier so doen, dit is vir my soos 'n breek van studie. Hierdie is nogal interessant. Ek gaan julle ietsie wys hierso. Hier is Google Earth. Suid-Afrika. Nou ek wil julle hierdie kant wys van Suid-Afrika. Daarso. Wat sien julle hierso? Kom ek vergroot dit 'n bietjie vir julle daar. Ja, soos wat lyk hierdie. En dan kyk hierso wil ek spesifiek wys vir julle hierdie gaatjies hierso. Of wat ek sê nou vir julle meer daarvan wys, maar hierso hulle is so mooi in 'n ry. Sien julle dit? Kom ek wys vir julle. Hierdie slang. Sulke gaatjies. Daai slang het sulke gaatjies. Ja, dit is sulke gaatjies. Sulke gaatjies, né? Nou, ons wys julle. Hierdie is 'n satelliet image van daardie gaatjies. Nou, wat sien julle hierso uitkom? Rook. By al daai gaatjies kom maar rook uit. Die boonste gat kom die meeste rook uit. Soos ek sê, hierdie is 'n satelliet image van hierdie area. Nou, dit is basically hoe dit dan lyk. Dit is 'n klein stukkie, nie so hoog nie, maar 'n klein stukkie van die neus van daai gedeelte. Wel, ek sê gedeelte, maar ek dink is 'n draak, want daar's rook wat kom uit daai gaatjies uit. Ek dink is 'n draak. Maar sy neus steek so uit oor die water. Nou nie so skuins nie. Maar net soos krokodille ook, as dit koud is of die water vries of so, dan om te kan bly leef, en steek net hulle neus uit dat hulle kan asemhaal. Nou ja, daar's 'n close-up van hierdie rook wat so uitkom by al hierdie gaatjies. Wat vir my sê, dit is 'n draak wat daar onder die see lê. Nou dink julle, hoe kan dit moontlik wees? Kyk hoe groot is hierdie ding. Ja, is presies, is verskriklik. Kom ons kyk hoe wyd is sy neus. Van hier tot hier is 570 kilometer wyd. Nou, dan wonder julle, die tweede ding wat mense dan wonder is, hoe pas hierdie ding op ons balaarde? Nee, hy doen nie. Want ons aarde lyk nie soos 'n bal nie, dis hoekom nie. Kom ek wys julle net gou 'n image van die aarde. Nou dat mense daaroor praat, wil ek julle sommer gou wys hier 'n kaart. Waar is nie meld dit nie. Soek my altyd. Hierdie ene, ja. Hierso is ons daai image van die aarde, hier sê. Nou dit is ons aarde. Soos julle sien, ons is in hierdie ring hierso, hierdie area hier. Daar's Afrika. Daai dingetjie lê hierso. Nou die res van die aarde gaan hierdie kant toe, né? En dan so Nieu-Seeland hierso is die naaste aan die duim. Die duim is 'n bietjie ver weg hierdie kant, waar aan die wes van Afrika is die duim baie ver weg. Maar in die Australië, Nieu-Seeland area hierso is die duim baie naby. In ou ensiklopedieë, ek dink in 1950s. Is dit 1950s of ouer? In elk geval sê hulle, in daai ou ensiklopedie het hulle gewys die afstand na die duim toe van Nieu-Seeland af. Omdat hy naby die duim is, het hulle daar die afstand gegee van die, maar op die nuwe ensiklopedie natuurlik gaan jy dit nie kry nie. Maar op die oues het hulle dit nog ingesit. Die duim se hoogte bo Nieu-Seeland. Maar in elk geval, hierdie is Terra Vista area, hierdie kontinente hierso, ons kan nie daar gaan nie, jy mag nie daar gaan nie.
Nou maar hierdie ding lê hierso by Suid-Amerika daar. Nou sy lyf sal dan na hierdie kant toe lê. In hierdie direksie van hierdie pyltjie. Sal hy dan maar lê daar. So hy kan maklik daar pas, dis nie 'n probleem nie, want die aarde is nie 'n bal in elk geval nie. Alhoewel as hy 'n bal, dan kon hy seker gepas het, maar dit maak meer sin dat hy onder 'n level water lê. Soos 'n krokodil of 'n slang of enigiets sou gedoen het, né? Maar dit is massief, maar ek wil vir julle gewys het hoe dit moontlik pas in by ons tydlyn. Julle sal nou nie kon dink, dit is nou moontlik om dit by enigiets te laat inpas nie, né? Kom ons kyk hierso. 2 straas. 13. After this I looked and saw that all who had gathered to do battle against him were sorely afraid, yet they dared to fight. Hierdie hoofstuk 13 praat oor die slag van Gog van Magog, in die gathering van die Israel nasies. Dis waaroor dit gaan, is baie dieselfde as Esegiel 38. Hierdie is regtig 'n baie goeie hoofstuk, is jammer. Ek dink hierdie was in die Bybel gewees oorspronklik, 2 Esdras, maar hulle het dit te verwyder. Maar ja, as jy hierdie goed lees, kan jy gaan sien hoekom verwyder hulle dit. Hier praat hy van Joshua se vleiende berg, of vleiende stad, wat ek ook vir julle op medaljes gewys het, van die 1000-jarige vrederyk, dat hy rondgevlieg het op sy stad, van plek tot plek, gaan kuier het by al die gebiede. En ons lees gou, after this I looked and I saw that all who had gathered to do battle against him were sorely afraid, yet they dared to fight. When he saw the rush of the multitude coming, he didn't raise his hands or hold a spear or a weapon or of war. Rather, I saw something like a wave of fire shoot forth from his mouth, and a breath of flame from his lips, and a storm of sparks from his tongue. And all these things, the wave of fire, the breath and flame, and the mighty storm, mixed together, and fell upon the crowd that was rushing forward, prepared to fight. It burned them all up so that suddenly nothing was seen of the innumerable mob, except the dust of ashes and the smell of smoke. I saw this and was amazed. Ek wil net gou weer vir julle dan hierdie image, nou met hierdie ding met hier lê. Ek kyk in die rigting anyway van Suid-Afrika hierso. As jy kyk daarso. Maar hulle gaan in die slag van Gog van Magog, gaan hulle mos hierdie onderkant van Afrika hierso omsingel, of hier omkom, en dan, jy kan nog gaan imagine, as jy ook dan 'n energy field of so vir ons, hier so 'n plaas wat ons kan beskerm, basically soos 'n dome idee, oor ons sit, koepel, om ons te beskerm as hierdie ding blaas, sy vlam, want hy is, soos ek sê, ek dink is 'n draak. Kan jy imagine iets so groot sal in 'n oogwink al hierdie mense hier om incinerate, regtig, ek dink nie, daar is dan 'n kans nie. Maar kyk hoe massief is daai ding. Sy kop is trend so groot soos hierdie onderste deel van Suid-Afrika, hierso. Maar, ja, dat dit soos in 'n oogwink al hierdie miljoene mense net sal incinerate, daar niks oorbly van hulle nie. So, dit is moontlik dat daardie vuur, ons oorspronklik mos altyd gedink, dit kom uit Joshua se mond uit. Dis so wat ek probeer sê nou is, dis moontlik nog steeds so, maar miskien kan Joshua dan hierdie draak wat hier onder die water wag ook gebruik om dit te doen. Dis my punt wat ek probeer maak hierso. Want hy is, soos julle kan sien, hy is basically al klaar naast in 'n posisie waar hy lê. En ja, dat hy gaan help dalk met die vernietiging, met die verbrand van hierdie volke wat onderkant van Suid-Afrika gaan omsingel. Ek dink dit gaan verskriklik wees om daai ding te sien opstaan, en ek dink dis hoekom hulle goed maak soos Godzilla wat so uit die see uitkom, en al sulke stories. Hulle weet, die mense wat in beheer is, weet van hierdie ding, onder die water. Dis hoekom jy mag nie, hulle sê jy mag nie kom kuier op hierdie eilande, daar bly niemand nie, maar jy mag nie eintlik daar gaan nie. Hulle is meer waar scientists en so om daar toe gaan.
maar jy kan Kaapstad. Jy kan nog na hierdie eiland hier gaan en dan sê hulle Kaapstad, jy kan na hom en hierdie toe gaan. Maar op 'n ander kanaal het ek gehoor, hulle het gesê jy mag nie na hierdie neusgate van hom toe gaan nie. Dit steek uit bo die grond, so dit gaan lyk soos berge miskien of wat ook al. En maar as jy hom so kyk, lyk dit amper soos 'n krokodil se kop, maar dis maar hoofsaaklik ook maar hoe 'n draak se kop miskien lyk. Dis maar 'n reptiel. En hy het dieselfde gate soos julle sien wat 'n reptiele het. Soos daai slange wat ek julle gewys het. En ja, 'n wonderlike koneksie eintlik, né? Ja, mens kan altyd nie glo so iets is moontlik nie, maar dit is in die tydlyn en ek wil gou vir julle hier wys. Hier het iets anders ook genoem wat vir my interessant was. In that you saw a man going up from the heart of the sea, that is one whom the Most High has been keeping for many ages. Daar was nogal vir my treffend toe hy dit sê van hierdie mense wat so verbrand is deur hierdie, hier sê 'n man, maar dit kan moontlik hierdie ding ook wees, hierdie draak. Dat Jahoua het hom daar gehou vir baie ages, wat hy net daar lê. Wat vir my sin maak hierdie woorde, as jy kyk na daai ding wat daar onder die see lê, dat hy daar lê dalk al vir verskriklik lank. Spesifiek vir hierdie oomblik van tyd, waarin ons nou is, waar die tweede Exodus gaan plaasvind. En dan gaan hierdie ding sy kop uitsteek en daai mense incinerate met sy vuur. Wat die Israel wil aanval daar, die kamp van die gelowiges. Dit is net amazing, regtig. Dit is mind-boggling. He will liberate Yahweh's creation all by himself and he will put in order those who are left. Basically, ek dink wat dit maar beteken het, hulle sal protected wees, die Israeliete wat oorgebly het van daai 10 stamme. Hulle was daar bymekaar gekom na in Suid-Afrika. Hierdie hoofstuk praat ook spesifiek daaroor. Hy noem ook spesifiek hierdie 12, hy sê 10 stamme. Maar hy praat ook oor Israel wat bymekaar kom. Want dit gaan ons hand in hand met die slag van Gog van Magog, soos ek altyd vir julle sê. Hierdie hoofstuk sê presies dieselfde. Hy sê presies dieselfde dat die twee gaan hand in hand. Soos wat hierdie nasies te mekaar begin beklei, so kom hierdie Israel nasies bymekaar en dan so gaan hulle mekaar, dan gaan hulle op mekaar aanval met die derde wêreldoorlog en dan gaan skielik hulle die kamp van die gelowiges omsingel om hulle aan te val en dan kom hy draak, miskien daai draak steek sy kop dan uit en dan blaas hy sy vuur. Of Yahushua, vuur uit sy mond, wie weet, né? Dis maar net my opinie oor hierdie draak. Dis nie te sê dit is beslis wat gaan gebeur nie, maar dit lyk of alles in plek is, né? As jy dit kyk, waar is die draak se kop en dat dit 'n draak is, jy kan die rook sien uit sy neusgat uitkom daar. En sy neus steek net so bo die water uit daarso, dat hy kan asemhaal. En soos hy sê, hy is for many ages wat jou om daar, as dit nou die draak is, waarna verwys word, met hierdie vers en man, maar ek dink nogal dit kan verwys na die draak. That many ages, he will liberate, ja, and then in that you saw something like wind and firestorm go out of his mouth, that he didn't hold a spear or a weapon of war. Nou natuurlik 'n draak hou nie swaarde en weapons en goed nie. Yet destroyed the rush of that multitude that had come to fight him. Here is the interpretation. So hy basically net maar daai vlamme, het basically hulle almal gedestrooi. Hy het nie eers nodig gehad om 'n swaard te gebruik of so nie, maar soos ek sê, drake gebruik nie swaarde nie. Of spiese nie. Look, the days are coming when the Most High will begin to rescue those who are on the earth. Hy praat hier van die Israeliete, né? Later hierso sê spesifiek Israel. So, dis wanneer wie hy verwys, na wie hy verwys. Those who live on earth will go out of their minds. Hy sê dit is nogal so. Those who live on earth will go out of their minds. Hy praat van hierdie nasies, dan sê hy, hier begin hulle mekaar net aanval oral, soos die derde wêreldoorlog, né? Dit is maar hoofsaaklik Gog Magog wat nou hier ander nasies inpalm, want hy moet mos nou vir hulle kan sê, hulle moet die kamp van die gelowiges kom omsingel saam met hom. En so kom Openbaring 20 vers 5 en 6, 7 dan so, sê daar so dat Lucifer gebruik Gog van Magog om die nasies in te palm, om hulle te kry om die kamp van die gelowiges te omsingel. Dit staan daar so,
Wel, dit is my weergawe van wat daar staan. Dis nie presies so wat dit staan nie, maar uiters interessant. Uiters interessant. Ja, first time you hear it from me, hè? Dink jy julle sou dit enige ander plek kon gehoor het nie. Ja, maar it's amazing. Het lyk of hierdie ding hierdie een kant van sy kop hy getil dat hierdie area ook 'n bietjie uitsteek hierso van hierdie ding. Ek dink dit is dalk deel van hom. Of wat? Nee, ek weet nie. Maar as dit dan sou sy oë gewees het, een sou daar seker gewees het en een hierdie kant. So dalk wat mense hierso sien is 'n stukkie van sy oogkas wat uitsteek hierdie kant. Ja, dis is scary. Mens moet hierdie ding te doen kry nie. Wat so groot is hy? As jy vat as Suid-Amerika, hier is hy. En hier is hy monster. En ek het hierdie prentjie bietjie so bestudeer en gekyk en gedink, hierdie ding lê dalk met sy vlerke oop, as dit nou dat draak is, en dat hierdie kantste vlerk, lyk of hy dalk tot hier kom, hier afgaan so, daar stop miskien, ek weet nie. Maar hierdie kant so gaan, so om, en dan maar hierdie kant toe, dan sal hy dan ook so, sy ander vlerk, sal daai kant wees, dalk lê hy met sy vlerke so oop in die water. Maar natuurlijk, sy lyf is baie diep, maar die kop, sy neusgate steek so 'n bietjie uit, en sy oogbank lyk of dit 'n bietjie uitsteek. Ja, maar die res van hom is maar so half onder water. Maar sy vlerke dalk help dat hy nie heeltemal sink onder die water nie. Maar hy is massive. Sure, ek wonder of dit Leviathan is. Die Bybel praat ons van Leviathan. Miskien is dit Leviathan. Maar ek dink hy is dood nie, want dit lyk of hy asemhaal. As jy kyk na daai image van die satelliet image van die gate, dan kom maar rook uit, so dit lyk of hy asemhaal. So ek dink hy is dood nie. So ja, ek dink hierdie is maar dalk 'n koneksie tussen dit en die slag van Gog van Magog hieronder. As hierdie ouens nog dink hulle gaan hierdie mense ons hierso in Israel, Suid-Afrika aanval hieronder, steek hierdie ding sy kop uit en woef, daar is hulle almal goners. Maar natuurlijk, soos ek sê, daar is seker 'n energy field wat hier omsit op Afrika, om die mense te beskerm op land, of spesifieke Israeliete te beskerm. Wat vir my laat dink dat dit sal gebeur voordat hulle invade. As hierdie scenario van my kan net gebeur as hierdie draak hierdie vuur blaas voordat hulle invade. As hulle nogal op die seehalf is hier om. Maar hulle gaan dalk ook van die bo af hierdie kant, hierdie rigting afkom ook. Nou nie net hier van die see af, maar ook van die bo af. Maar hoe dit ook al sê, die protection, beskerming gaan net in 'n sekere area wees, so dan sal hierdie vlamme van hierdie draak moontlik ook areas hierbo incinerate of vir die mense incinerate, maar ook baie brande veroorsaak dan hierbo in Afrika. Want hy is massive. Ja, ek dink een blaas van hom kan hy amper 'n hele kontinent aan die brand steek. Maar nou ja, daar het julle dit. Iets anders vir 'n verandering. Ek like nogal sulke goeters. Weird stuff wat niemand van weet nie. Maar oké, geniet julle dag. Groete.